Repeterende desimale. Bewys dat 'n repeterende desimaal 'n rasionale getal is. Nou wat is 'n rasionale getal? Kom ons probeer eers net nou dit gedefinieer. 'n Rasionale getal, afkorting is kie. Hierdie rasionale getal, wat dit eintlik beteken in neutedop is enige desimaal wat ek in 'n breek kan skryf. Soos hierdie ene, ons het in graad 8 geleer, die 3 gaan boontoe, daar's een plekkie na die komma, daarom is daar 1 0, so is 0,31. So enige desimaal wat ek as 'n breek kan skryf is 'n rasionale getal. Kom ons vat so ietsie, 0,3124117 en hy gaan net aan. Kan ek hom as 'n as 'n breek skryf? Nee, ek kan nie, want ek kan nie sien hoeveel plekkies daar na die komma is nie. Daarom kan ek nie die aantal nulle bepaal nie. So hierdie is nie 'n rasionale getal nie. Maar wat ons wel in graad 9 geleer het, enige desimaal wat repeteer, dit kan as 'n rasionale geskryf word, as 'n breek geskryf word. Ek gaan sommer nou vir jou sê wat die antwoord is. So dis wat die breek gaan wees. Maar ons moet dit nou bewys. So dit is wat ons in graad 10 mee begin. Ons moet die bewys doen van hoe kom ek by die breek uit van hierdie repeterende desimaal. So kom ons begin by die eerste enetjie. En daar's 'n tegniek wat ons doen en daar's 'n kortpad. Ek hou nie van die kortpad nie. Jou onderwyser moet dit merk, so luister wat sy sê, gebruik haar metode, maar hier is my metode. Vat hierdie desimaal, hierdie repeterende desimaal en stel dit gelyk aan x om 'n vergelyking te skep. So hier's nou 'n paar goed wat jy moet onthou. Moenie te veel stres oor wat die metode stans nie. Jy gaan sien die oomblik as jy dit nou gedoen het, sal jy verstaan. Ek gaan net hierdie desimaal hier onders neerskryf. Want daar staan mos nou eintlik 0,31313131. So wat die plan is om die linkerkant en die regterkant met 'n 10 te maal. En nog 'n vergelyking te skep. So dink 'n bietjie as ek nou hierdie desimaal vat, en ek maal hom met 10, dan skuif die komma mos net een plek. So as hierdie komma nou net een plek skuif, dan het ons 3,13. En die 1 en die 3 repeteer weer die hele tyd. Nou die plan hier is om aan te hou maal met 10, tot en met ek in 'n posisie is waar twee van my desimale getalle wat na die komma is, dieselfde is. So ons gaan aanhou maal met 10, tot en met daai twee getalletjies, tot daai twee die getalletjies na die komma, presies dieselfde is. So kom ons maal weer met 10, ons gaan weer maal met 10, die komma gaan weer een plekkie opskuif, so dis 31,31. En nou het ek dit reg gekry, jy gaan nou sien, hierdie vergelyking 1 en hierdie vergelyking 3 het presies dieselfde desimaal na die komma. Okay, so nou is ons op die regte punt. So wat ons nou wil doen is, ons noem die proses eliminasie, maar jy hoef nie die naam te ken nie. Wat ons wil doen is, ons gaan die vergelyking 1 en die vergelyking 3 van mekaar aftrek, vat die grootte en jy minus die kleintjie, jy vat vergelyking 3 en jy minus vergelyking 1, en dan, jy gaan nou sien hoekom ons dit doen, ons skryf dit net eers neer, ons minus dit van mekaar af, okay. Nou dink 'n bietjie, ek het hierdie vergelyking gevat en hierdie twee vergelykings gevat en ons gaan hulle van mekaar aftrek. Sodat want as ek nou hierdie 3,31 en ek minus die 0,31, dan kry ek net 31. So ek het die desimaal geëlimineer. En dis hoekom ons dit eliminasie noem. Genigtig wat ek nou daar gedoen. Ekskuus net gou uit vir jou. Jammer. Ek het nou daar droog gemaak. So 100x minus x is 99x. So ons het nou met op grond van eliminasie het ons 'n nuwe vergelyking gekry. Hierdie vergelyking sê
99x is gelyk aan 31. En nou, hoe kry het ons x alleen? Ek dink jy kan dit onthou van graad 9 af. Jy deel albei kante met die koëffisiënt van x. So ons weet dat x 31 op 99 is. En kyk 'n bietjie hierbo, hier het ons gesê hierdie desimaal is gelyk aan x. En kyk, so ons het die breek gevind. So ons kan sê dit wil sê hierdie 0,31 wat repeteer is gelyk aan 31 op 99. En dit wil sê 0,31 is rasionaal. Want ons het die breek gevind. So kom ons gaan na die volgende enetjie toe. So hoe meer jy dit doen, hoe makliker raak dit. So hierdie selfde tipe vraag, ek het die vraag 'n bietjie anders gevra. Hulle sê, bewys dat hierdie 5,412 geskryf kan word in die vorm van A op B, wat beteken, dit is 'n breek. Presies dieselfde vraag, dit is presies dieselfde som, vraag word dit anders te gevra. Ek het nie my desimale hier opgesit nie. Kom ons sê hy gaan vanaf dat ek net daai stukkie uitvee. Kom ons sê die 1 en die 2 repeteer. So hulle sê bewys dat 5,412, so 5,412 1 2 1 2 1 2, net die 1 2 is repeteer, geskryf kan word as 'n breek. So ons weet dit is nou moontlik. So ons begin weer presies op dieselfde manier. Ons vat hierdie 5,412 en die 1 2 repeteer en ons stel dit gelyk aan x. Ons noem dit vergelyking 1. Okay. Dan maal ons albei kante met 'n 10, 10x. En hier maal ons met 'n 10, die komma skuif 1 plek, 54,121. En ons noem dit vergelyking 2. Omdat die plan is om op 'n punt te kom waar hierdie desimale presies dieselfde is. So ons gaan aanhou maal met 10 tot en met ons dit reg kry. So ons maal weer met 'n 10. Ons noem hierdie vergelyking 3. En hierdie word 541, jammer. 541, so die komma het geskuif 541, 541,212. Nou is hulle dieselfde, nog nie, ons het nog nie op 'n punt gekom waar dieselfde is nie. So is 541,212, vergelyking 3. Ons moet aanhou, want ons is nog nie op die punt waar die desimaal dieselfde is nie. So kom ons maal hier na toe, 1000x, so ons maal met nog 'n 10. Ons noem dit vergelyking 4. So hierdie word 5,412,121. Is ons nou op 'n punt waar die desimaal dieselfde is? Yes. Want hierdie 121 hier en hierdie 121 hier is dieselfde. En nou gaan ons stop, want wat ons nou wil doen is, ons het die twee vergelykings gekry wat ons van mekaar af kan trek. Ons gaan vergelyking 4 vat, en ons gaan vergelyking 2 aftrek van hom af. Ons wil die desimale elimineer. Dis hoekom ons dit doen. So ons vat 5,412,121 is gelyk aan 1000x. En ons trek 54121 daarvan af. En dit was 10x. Nou, hierdie kanselleer uit, hierdie kanselleer uit, hierdie kanselleer uit. 12 minus 4 is 8. So enetjie daar gaan leen, 10 minus 5 is 5. So 3,5358 is gelyk aan 990x. So ons weet nou dat 990x gelyk is aan 5358.
En hoe kry ons x weer alleen? Jy deel net albei kante met 990. So ons weet hierdie x is 5358 op 990. Gaan sit net in jou calculator in, vereenvoudig net daai breek. Ons los breuke nooit in sy grootste vorm nie, so die ding kan bietjie kleiner gaan, so gaan doen dit net. En wat is die vraag, kan ek dit in daai vorm skryf? Ja, daar het ek in daai vorm geskryf. Ek sou dit net so gehou het. Ek dink party onderwysers sal dalk graag wil hê jy moet hierdie breek vereenvoudig. Vereenvoudig moet jou calculator gaan deel bo en onder met dieselfde getal. Okay, kom ons gaan na die volgende ene toe. Kom ons vat nou, ons skryf, maak 2 kolletjies hier. Ons sê, skryf 2,3467 en alles, onthou wat daai 2 kolletjies beteken, is dat 2,3467, maar alles vanaf 4 tot 7 repeteer. So dis 467, 467, 467 en so gaan dit aan. So dis wat daai kolletjies beteken. Beteken letterlik alles van 4 af tot en met 7 repeteer. Ek gaan 'n bietjie spasie nodig hê, so ek gaan 'n bietjie kleiner skryf. Ons sê 2,3467 is gelyk aan x. Ons doen dieselfde ding ons altyd doen en ons noem dit vergelyking 1. Ek gaan net so 'n bietjie kleiner maak. Dan gaan ons met 10 maal aan albei kante, 10x. En onthou die kant 23, een plek geskuif, dan sit 23,467, 467, dan sal weer 'n 4tjie. Okay. Die 4, 6 en die 7 repeteer die hele tyd. Goed, ons gaan dit weer doen. Ons gaan met die 10 maal. En nou ons gaan aanhou tot en met ons op 'n plek kom 234,674 674 dan so 6. Okay, ons moet aanhou tot en met ons op 'n punt kom waar die desimale uitkanselleer. Nou as jy 'n onderwyser 'n kortpad het, gebruik dit. Ek gebruik die langpad so jy dit kan verstaan. So hierdie is 7467 en ons is op 'n punt waar ons nog niks kan uitkanselleer nie. Nog niks van die desimale kan geëlimineer word nie. So ons moet maar net aanhou. Ons is al by 10,000. En hierdie is al vergelyking 5. So hierdie is 23467,467,4674. En ek dink ons is nou op 'n punt waar ons daai 2 vergelykings van mekaar af kan trek. So ons kan nou sê, kom ons vat vergelyking 5 en ons minus vergelyking 2. Dan ons gaan nou elimineer. Wat ons doen is, ons sit 23467,4674 is gelyk aan 10,000 x en ons trek af die 23,4674 en 10x, nou bietjie, kom ons nou bietjie wiskunde gebruik, graad 6, 7 werk. 10,000 minus 10 is mos 9,990x wat oorbly. En die kant, soos hier gaan minus, al die goed minus van mekaar af. 7 minus 3 is 4, 6 minus 2 is 6 minus 2 is 4, so hier is 2, 3, 4. So ons weet dat 990x gelyk is aan 23444. Daarom weet ons dat x 9990x en weer eens gaan sit in jou calculator, vereenvoudig dit, is 9990. Hier is die breek, dit is die vorm, hulle sê skryf hom as 'n breek, hy is 'n breek, hy is nie in sy eenvoudigste vorm nie, vir my sal dit voldoende wees, maar ek dink van die onderwysers sal wel graag hê jy moet hierdie vereenvoudig. Ja, en so kom ons recap net bietjie. Vir 'n begin het ons gesê 'n rasionale getal is enige getal wat ons in 'n breek kan skryf.
En wat ons gedoen het, ons vat daai desimaal, ons stel dit gelyk aan x, ons maal dit met 10, ons maal dit weer met 'n 10, tot en met ons op 'n punt kan kom waar my desimale kan wegval deur middel van eliminasie. En so is dit by elke voorbeeldjie gedoen. Jy gaan aan tot en met jy op 'n punt kom waarvan hierdie desimale kan uitkanselleer. En so die derde een ook, bietjie langer ene, onthou daai 2 kolletjies, sê enige iets vanaf 4 tot by 7 repeteer, en so gaan jy aan tot en met jy die desimale geëlimineer het. Ek hoop julle het geniet.